Broers en susters, ek gaan vandag nie soos gewoonte die geloof en die wet en die geloofsbelijdenis hanteer nie, maar ek dink, u sal agterkom dat elke preek eintlik dit bevat. Daar's geen boodskap wat ek dink ek ooit gebring het waar ek nie terug kan verwys na die groot gebod nie, of selfs na die 10 gebooie nie. Maar vanmôre met in die gedagte dat ons ook nagmaal gaan saam vier, nog 'n sakrament. Ek vra dat u dan vir my sal verskoon wat dit aanbetref en dat ons vandag so 'n bietjie kan kyk na die woord van die Here rondom Pinkster en rondom ons gedagte van die Vaderhart. So kom ons maak ons Bybels oop by Psalm 103. Ek gaan daar vir u 'n paar verse saam lees. Natuurlik, dit sal dan nou die afskop van ons Pinkster wees, maar ek dink ook, hoe kan 'n ou Pinkster hou en Pinkster bespreek as 'n ou nie die oorsprong van Pinkster half verstaan nie? En hoe kan 'n ou Pinkster verstaan as jy nie vir 'n oomblik net na die Vaderhart kyk nie? En hoe kan jy dan ook na Vadersdag of 'n gedagte wat die wêreld huldig rondom vaders gee, as ons nie na die Vader kyk en sy hart vir die mens? Want jy sien, God die Vader is die voorbeeld wat ons as mans moet navolg. God se Vaderhart is die hart wat hy begeer vir sy kinders. En natuurlik enige vader wat 'n kind het, nou jy kan nie 'n vader wees as jy nie 'n kind het nie, of 'n kind gekry het nie, sal verstaan die hart van 'n vader en wat 'n vader eintlik vir sy kind koester. Nou kom ons lees saam Psalm 113 en dan sien ons wat ons daar vind in die woord van die Here. Loof die Here, die genadigde en barmhartige God. Psalm 103 vers 1. 'n Psalm van Dawid. Ekskuus, het ek gesê 113, ek wil 103 doen. Ek is so jammer. As ek my toga vergeet ek al my Psalm 103 vers 13, maar ons gaan vers 1 lees, ons gaan daar begin. 103 vers 13 is die teks, maar ons gaan by 103 vers 1 begin. Baie dankie. Kom ons probeer weer. 'n Psalm van Dawid. Loof die Here, o my siel, en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie, wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartigheid, wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word, soos die van 'n arend. Die Here doen geregtigheid en reg aan almal wat verdruk word. Hy het aan Moses sy weë bekend gemaak, aan die kinders van Israel sy dade. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Hy sal vir altyd twis. Hy sal nie vir altyd twis en nie vir ewig die toorn behou nie. Hy handel met ons nie na ons sondes en vergeld ons nie na ons ongeregtighede nie. Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat hom vrees. So ver soos die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Want hy weet watter maaksel ons is, gedagtig dat ons stof is. Die mens soos die gras in sy dae, soos 'n blom van die veld, so bloei hy. As die wind daaroor gaan, is dit nie meer nie, en sy plek ken hom nie meer nie. Maar die goedertierenheid van die Here is van ewigheid tot ewigheid oor die wat hom vrees, en sy geregtigheid vir die kindskinders,
vir die wat sy verbond hou en aan sy bevele dink om te doen. Die Here het sy troon in die hemel gevestig en sy koninkryk heers oor alles. Loof die Here sy engele, kragtige helde wat sy woorde volbring in die gehoorsaamheid aan die stem van sy woord. Loof die Here al sy leerskare, sy dienaars wat sy welbehaag doen. Loof die Here al sy werke op al die plekke van sy heerskappy. Loof die Here, o my siel. Kom ons verenig saam in gebed. Die manne wat kan staan, kan saam met my staan. Dierbare Here Jesus, baie dankie vir u goedertierenheid. Dankie vir u ontferming. En dankie, Here, dat u genade so groot oor ons is. En Here Jesus, ons wil in hierdie oomblikke kom en voor u buig en vra, Here God, dat die voorbeeld wat u stel 'n volmaakte voorbeeld is. En Here, dat die Heilige Gees ons wat staan in staat sal stel om in die voetspore te volg. Om te volg op die plekke waar u ons wil lei en om te doen die dinge wat u wil hê ons moet doen. Sodat ons nie ons eie gedagtegang sal volg nie, Here, maar dat ons u gedagtegang sal volg. En Here, sodat ons ook vaders kan wees, soos u vir ons 'n Vader is. Word u verheerlik in ons midde. Ons bid dit in Jesus se heilige naam. Amen. Nou as ek nou 'n bietjie aandag kan vestig op vers 13 uit Psalm 103, dan sien ons, soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Nou ek wil u vir 'n oomblik net 'n bietjie terugbring. Waar's ons? Ons is in nommer 4 Vygenstraat, Tony Center. Dis waar ons onsself vandag bevind. Ons bevind onsself hier, want daar is 'n Vader wat hom oor ons ontferm. Daar is 'n Vader, daar is 'n Gees, en daar is Christus wat hom oor ons ontferm, en daarom bevind ons onsself vandag hier. Maar as ons verder kyk, waar bevind ons onsself? Ons bevind ons op 'n unieke plek, waar die eindtye voor ons oë 'n realiteit word. Ons bevind ons op 'n plek waar die Jode hulle self nie bevind het nie, want vriende, toe die Jode die 10de plaag in Egipte deurmaak, was daar 'n geween en 'n geknars van die tande en 'n geskreeu, soos die eersgeborenes dood gegaan het in Egipte. In elke huis, daar was geen huis waar daar nie 'n dooie was nie. Die eersgeborene is dood. Die eersgeborene is dood onder die vee. Daar was 'n massa slagting van mens en dier wat gesterf het. En nadat die Jode die Egiptenare, soos die woord sê, amper besteel het, soos wat hulle vir hierdie mense in hierdie toestand gesê het, gee vir ons goed, sodat ons kan trek. Gee vir ons goud en silwer, het hulle hierdie dinge geneem, en hulle is daar weg uit Egipte land uit, onder die voorwendsel dat hulle 3 dae ver wou gaan om te aanbid. Maar dit was nie hulle plan nie. Dit was nie hulle motief nie. Hulle wou onder hierdie regering uitkom, en hulle het God genader vir 'n oplossing. God het 'n oplossing gestuur in die vorm van Moses, wat voorberei is 80 jaar vroeër. 'n God van ontferming, 'n God van goedertierenheid, 'n God van dae en tye en plekke, en soos wat daardie Pasga uitgeroep is, die slagting van die lammetjie, waar in Egipte. Hoeveel dae moes daardie lammetjie nie in voorbereiding gebring word nie? Hoeveel dae moes hy nie by die huis wees, sodat hy ondersoek kon word, om te kyk of daar geen gebrek in hom is nie? 3 dae. Laat ons onwillekeurig aan Christus dink. Ons weet natuurlik, dis die betekenis. En ons weet dat daardie lammetjie geoffer moes word, hy moes geëet geword het, en die bloed moes aan die deurkusyne gestryk geword het, sodat die doodsengel nie besoek nie. Maar dan weet ons ook wat verder gebeur het, is hierdie volk het deur
deur die woestyn getrek en hulle het by die Rooi See uitgekom. Rooi See gekom, daar het hulle deurgevaar en nadat hulle, soos baie van die mense sê, hulle kan nie glo dat die Here die see kon oopdelf nie. Dat maak die wonderwerp eintlik nog soveel groter dat hulle almal deur die see is en niemand het verdrink nie, maar alhoewel baie mense sê, hulle kan nie glo dat hulle droogvoet daardeur is nie, maar dat die Egiptenare dan net daarna almal verdrink in dieselfde see is, ek seker 'n groter wonderwerk. As jy dink hulle is meer geleerd en hulle het perde gehad, en hulle het waans gehad en alles gehad. So die wonderwerk word eintlik net groter. Maar dan kom ons by 'n beginsel waar ek by u wil stop vandag. 3 dae later kom hulle in die woestyn, 3 dae verder gereis, besef hulle, maar nou is ons baie dors. Hulle is so dors dat hulle kan doodgaan en daar kom God en hy bring eenvoudig die oplossing, want hulle het nie gevra nie. Hulle het gesien hoe God hulle verlos het deur 10 pla, hulle het gesien hoe hulle deur die Rooi See beweeg, hulle het gesien hoe die water opwalt aan die kante en hoe die Egiptenare in dieselfde omstandighede verdrink. Kom hulle in die woestyn en hulle het behoefte en hulle verwag God moet net voorsien sonder dat hulle vra, sonder dat hulle behoeftes te kenne gee. Nou vriende, ek as vader in my eie huis, gaan ek aan my kinders dinge voorsien wat hulle nooit vra of glad nie opkom nie. Of wil 'n mens eintlik hê die bloetjies moet maar na jou toe kom en hulle behoeftes bekend maak, sodat 'n mens aan daardie behoeftes op 'n sekere wyse kan voldoen. Nou God die Vader het dit so besluit en dit so bepaal en hy het presiese dae gegee. Presiese uiteensetting van hoe Christus gaan sterwe. Presiese uiteensetting van na hierdie slagting van Paasfees in Egipte. Kom hulle deur die woestyn en jy sal nie glo nie, niks minder as 50 dae, die eerste Sukkot, soos baie mense dit noem, die eerste Pinksterdag vind plaas. Waar vind dit plaas? Dit vind by die berg Sinaï plaas. En as ons die Bybel gaan lees, dan sien ons, toe die Jode by die berg Sinaï kom, wat doen die Here toe vir hulle? Wat doen hy? Hy sê vir Moses, berei die volk vir my voor. Berei die volk voor. Hoe? Hulle moet hulle self reinig. Hoe lank? 2 dae lank. Want op die 3de dag wil ek aan hulle verskyn. Op die 3de dag wil God sy teenwoordigheid tasbaar maak. En vriende, kan nie onthou wat het op die 3de dag gebeur? Die 50ste dag nadat hulle Paasfees gehou het, presies die fees van weke, Sukkot, of Pinkster, soos baie van ons dit ken. Pinksterdag is die fees van weke, wat hoeveel weke is? 7 weke. Wat is 7 maal 7 om die dae net uiteen te sit? 49 plus 1. Want dit moet die dag na die Sabbat wees. Hulle moet die dae tel, presies 7 weke vanaf die Sabbat. Die eerste Sabbat. En van daardie Sabbat af, die eerste dag na die Sabbat. En dit is die 50ste dag. As jy nou gewonder het, 7 maal 7 is 49 plus 1. Dis 50. Op hierdie dag verskyn God in sy teenwoordigheid by die berg Sinaï, en wat sê hy vir sy volk? Hy gee vir hulle die 10 gebooie. Hy gee vir hulle die wet, die instelling van Pinkster. Dit word ook die beweegoffer genoem. Later het die Jode ook op Pinksterdag die beweegoffer genoem. Hulle het ook die fees van weke genoem, en na die fees van weke het hulle ook die beweging van die offer, die eerste offers. Daai eerste vrug wat ingekom het na die oes, het hulle beweeg voor God, en dit is op Pinksterdag gedoen. En daardie dag het verander, soos wat ons hom ken vandag, Pinksterdag, nie omdat Pinksterdag iets niet is nie, dit was wat presies wat Pinkster beteken. 50, die 50ste dag, die dag na die 7 weke. Hoekom noem ek dit dan nie? Want ons moet verstaan dat Pinksterdag nie 'n nuwe gebeurtenis is in ons Nuwe Testament nie. Dis 'n ou gebeurtenis, dis 'n instelling wat begin is by die uittog uit Egipte. Want die paaslam is geslag,
En daardie lam het 'n wet gebring. En daardie wet kom van die berg Sinai af. En weet jy wat het die volk gedoen? Toe hulle op daardie 3de dag hoor, nadat hulle self gereinig het, nadat hulle self geestelik moes voorberei, vir die ontvangs van God se woord, God se wet, nadat God deur die afgesak het en die berg se toppe begin rook het, en daar donderslae was en dreunings was, so ver dat die volk gesê het, Moses, asseblief, sê vir God, hy moet ophou met ons te praat, ons gaan sterf. So vreesaanjaend was dit vir die mense om God se stem te hoor. Daarna is Moses eers by die berg op. Daarna het Moses eers vir 40 dae daarbo gebly en die woorde wat God vir hom gegee het neergepen op die 2 tablette. Daarna 40 dae en 40 nagte het Moses by die berg afgekom en gesê en God het vir Moses gesê, Moses, staan een kant. Ek moet hierdie mense laat gaan. Ek sal uit jou uit 'n nuwe generasie laat kom. En Moses sê, ag Here, asseblief, moenie dat ons al die pad kom en al die nasies maak 'n bespotting, want ons God kon ons nie ingelei het nie. Ons God kon ons nie deurgelei het nie. En hier sterf hierdie magdom mense. Omdat hulle vir 40 dae, nadat hulle alles gesien het, nadat hulle gebewe het van angs voor die stem van God, vir 40 dae kon hulle nie vashou nie. Aanbid hulle 'n goue kalf. Vreesaanjaend. Moses kom by daardie berge af, wie kan onthou? Ons weet natuurlik almal het sy 2 tablette gebreek. Hoeveel mense sterf? 3000. 3000 mense sterf, want Moses pleit by die Here asseblief. En toe Moses afkom by die berg, toe het hy sy misnoë uitgespreek, natuurlik nadat hy sy meer verloor het vir die hoeveelste keer. Kom ons en ons sien dat Moses sê, wel, die wat my volg die kant en die daai kant, en die Lewiete het 3000 mense gedood daardie dag. Ek wil u net so 2000, 3000 jaar vorentoe laat spring. 2000 jaar vorentoe laat spring. Wat gebeur op Pinksterdag in die Nuwe Testament, toe die uitstorting van die Heilige Gees plaasgevind het? Wat gebeur op daardie dag, toe die tonge van vuur hulle self verdeel en op die 120 in die boventrek gaan sit? 3000 mense kom tot bekering. Die God wat ons aanbid is die God van dae. Die God wat ons aanbid kan telling hou. Die God wat ons aanbid weet wat hy doen. En as ek terugkom vanmôre by ons teks van oordenking in vers 13, soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Wie van u kan vandag vir my sê, ek ervaar die Here se ontferming oor my lewe? Wie van u kan ervaar dat die Here God homself bemoei in jou omstandighede? U sien, die vaderhart is rein. Die vaderhart is regverdig. Ek wil vir u sê, in my eenvoudigheid self as 'n vader in my eie huis, loop ek nie elke keer as ek met my kinders raas en herinner hulle aan hulle vorige pakslaan nie. Ek herinner hulle ook nie elke keer aan al die kere wat ek hulle moes vergewe. Al die kere wat hulle mee gewerk moes word nie. Want die Bybel sê, God vergewe ons sonde. En die Bybel sê, hy dink nie weer daaraan nie. Die Bybel sê inteendeel, hy verwyder dit so ver soos die ooste van die weste, as ons skrifgedeelte reg gelees het.
As ons skrifgedeelte reg verstaan, dan sê die Bybel, God verwyder ons sondes van ons so ver soos die ooste van die weste. Nou wie is ons? Kom ek verduidelik dit vir u. My seun is so bietjie stout. En net so voor ek hom pak slaag gee, sê hy, stop pappa, ek wil net vir jou sê, dis die 15de keer dat jy my vir dieselfde ding slaan. En jy het my die eerste keer geslaan, want ek het dit gedoen, en daai gedoen, en hierdie gedoen, en dan gaan hy so aan, tot by die 12. En sê papa, jy moet mama, doen wat jy wil, maar lyk my hierdie ding werk nie. Is dit hoe dit werk? Doen ek in dit? Nee, ek is baie jammer, nee. Baie jammer, maar die gevolge kom. Die gevolge kom baie keer rondom, maar word jy herinner? Die Here God sê, hy vergewe ons sondes. So ver van die ooste, so ver soos die weste. Nou vriende, ons staan vandag voor die gedekte tafel. Ons staan vandag aan omstandighede waar ons onsself bevind, dat God sê, dat hy ons wil vergewe. Dat God sê, hy wil nie herinner word aan ons sonde nie. Want sy genade is groot. Hy is barmhartig. Hy sê, hy wil ons ongeregtighede vergewe in vers 3. En hy wil al ons krankhede genees. Wat 'n pa of ma is daar, wat huis toe gaan en sien sy kind is siek. Dan sê hy vir hom, kry vir jou, ek het vir jou gesê, jy moet nie uitgaan as dit koud is, neem nou maar, ons gaan nie dokter toe nie. Jy kry nie pille nie. Jy moet nou maar hierdeur werk. As die Bybel sê, God wil ons krankhede genees. Wat is die Vader se hart vandag vir u en vir my? Hoe voel God oor ons as ek vir u sê, dat God geweet het, dat hy die Heilige Gees gaan stuur? Het u geweet, dat die Heilige Gees van God vandag hier teenwoordig is, binne in hierdie gemeente? Dat die Gees van die Heilige God ons wil bystaan, ons wil genees, ons wil vergewe van ons sonde. En dan onwillekeurig elke preek, elke liewe preek, sê Jesus, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel, en met jou hele verstand. En Jesus sê, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Hoe kan ons dit regkry by 'n gedekte tafel? Hoe kan ons dit regkry om ander mense lief te hê soos ons onsself liefhet, as die Heilige Gees ons nie in staat stel nie? Hoe kan ons vir ander mense lief wees as ons die sonde wat hulle teen ons doen, koester? Jy sien, wanneer mense ons benadeel, en ek gaan nou nie dat almal hande opsteek nie, maar wie was al benadeel? Ons almal. Wie het al seer gekry by ander mense? Ons almal. Wie is al teleurgestel deur ander mense? Ons almal. Wie het al ander mense teleurgestel? Dan moet ek al twee hande opsteek, want dis wat ons doen. Maar die Here sê, hy het 'n ontfermende hart. Hy ontferm hom oor sy kinders. Die wat hom lief het. Die wat sy gebooie bewaar. Vers 18. Vir die wat sy verbond hou en aan sy bevele dink om te doen. Nou wie vandag wil vergifnis van sonde hê? Ek hoop almal steek hulle hande op. Wie wil vergewe word? Vir alles. Wie wil vergewe word vir dit wat ons aan ander mense gedoen het? En wie wil hê dat God nooit weer daaraan moet dink nie? En dat daardie mense aan wie ons benadeel het, nooit weer daaraan moet dink nie.
Die Vaderhart gee vir ons die voorbeeld, en ek wil graag Pinkster afskop hierdie jaar. Ek wil graag Pinkster afskop met die gedagte dat God se Vaderhart 'n belofte gemaak het vir ons. Die Here Jesus sê, Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. God beloof homself en deur sy seun bevestig hy wat hy vir u en vir my op planeet Aarde gaan agterlaat, sodat ons in staat kan wees om sy gebooie te hou. Ons in staat kan wees om hom te dien. Ons in staat kan wees om binne in sy Vaderhart te beweeg, sodat ons vergifnis van sonde mag ontvang. Sodat ons in staat kan wees om sy verbond te onderhou. Wat dink u was God se doel met Pinksterdag? Wat was God se begeerte vir die aarde? Waarom het hy die Heilige Gees op die aarde agtergebly? En is dit relevant vandag? Is die uitstorting van die Heilige Gees enigstens relevant in 2025 Junie? Is daar 'n relevantie, is daar 'n rede, of is die tyd, die werking van die Heilige Gees verby? Wat is die Vaderhart se doel vandag vir ons? Kan u vir 'n oomblik besef die enorme groot voorreg wat ons het om te lewe met die uitstorting van die Heilige Gees op alle vlees? Dis nie te sê omdat die Gees op alle vlees uitgestort is, alle vlees is gered nie. Maar kan nie verstaan dat die Here Jesus sê, dit is vir julle voordelig. Dis vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek weggaan, sal ek hom stuur. En hy gaan julle bekragtig, hy gaan julle leer. Kan nie verstaan hoe belangrik dit is dat die Heilige Gees op hierdie planeet is. Hoe kardinale rol dit in die drie-eenheid van God speel, dat die Gees wat waardig is om aanbid te word, aanbid moet word. En dat daardie Heilige Gees planne, gedagtes en gawes het, vriende. Dat die Heilige Gees van God uitdeel, nie soos Jesus wil nie, nie soos die Vader wil nie, maar soos hy wil. Wie van u het al die gawe van die Heilige Gees ontvang? Wie van u is al gedoop met die Heilige Gees? Wie van u is al vervul met die Heilige Gees van God, wat hy sê, hy sal stuur? En wanneer hy kom, sal hy julle bekragtig met krag uit die hoogte. Ek vra u vandag prompt uit, ken u die Heilige Gees van God, wat uit die Vaderhart gekom het, om ons te kom versterk? Is ons in staat om deur die Heilige Gees die werk op aarde te verrig, waartoe die Vaderhart sy kinders geroep het? Waarom vergewe God sy kinders? Waarom vergewe God sy kinders, dat so ver, hulle sonde so ver van hulle verwyder word, so ver as die ooste en die weste, sodat ons die hele dag daaroor moet dink, sodat ons die hele dag op moet dink, o, my BC daar, my before Christ daar, joeg, ek het dit daarom baie geniet, my BC daar. Mense raak nostalgies as die dominee by hulle kom kuier en hulle vertel vir die dominee, waar die Here hulle kom haal het. Hy kry sommer hoendervleis as hy aan die genot dink, soos hy in die varkpoele gerol het. Is dit bekering? Nee, vriende. Jou BC daar, dis nou nie before computer nie, hoor. Dis nou voor Jesus.
jou BC dae, moet jou so skaam maak, dat jy nie bereid is, om daaraan te dink nie. Dit moet jou so walg, dat jy nie eens vir jou kinders wil sê wat jy was nie. Dit moet so erg wees, dat jy vergeet, wat jy gedoen het. Want jy sien vriende, as die Vader het van jou verwyder, so ver soos die ooste van die weste, wie gaan dit vir jou terugbring? Wie gaan daardie dae vir jou in herinnering bring? As die Gees van die lewende God in jou woon. Ek wil die Vaderhart vandag aan u bekendstel, en ek wil vir u sê, wat dink God van u en van my? Wat is God die Vader se hoop? Wat is God die Vader se grootste begeerte om vandag vir jou te doen? Nie vanaand nie, nie môre aand nie, nie by ons afsluiting nie. Wat wil God die Vader vandag vir jou doen? Omdat hy die Heilige Gees hier uitgestort het. Wat is die opdrag, wat is die mandaat van die Heilige Gees 2025 in Helderberg gemeente? Wat is God se plan? Wat wil God vandag vir jou en vir my doen aangaande ons sonde? Wat is die motivering van God se Vaderhart? Nou ek kan nie vandag sê met die viering van Vadersdag, ek is so bly dat ek met Vadersdag kon sê, joh, en die kinders moet gaan na die ou toe van wie hulle hou. Nou ek weet nog nie wie jy gekry het nie, want ek was so opgewonde toe my seentjie na my toe kom, dat ek vergeet het om te kyk wat met jy gebeur. Want jy weet, dis my Vaderhart. My Vaderhart word geopenbaar deur die manier waarop my kind na my toe kom. My ervaar. Wanneer laas was u by die Vader? Wanneer laas het ons regtig stilgestaan by die eerste gebod? Dat jy die Here jou God moet lief hê. My seun gekom omdat hy forceer is. Omdat papa hom voor die tyd gesê het, "Ja seun, maar kyk maar as papa iets sê, onthou net om asseblief na my toe te kom." Is dit natuurlik? Moet God kom soebat by ons? Moet God kom vra, waar is hy in jou lewe? Moet God sy regmatige plek afdwing in jou huis? Moet God sy regmatige plek afdwing elke dag in jou lewe? As ek elke dag in my huis moet opstaan en vir my kinders in Afrikaans moet skreeu, ek is die hoof van hierdie huis, dan is jy nie die hoof van daai huis nie. Jy kan dit skree so baie as jy wil. Jy is die hoof van die huis, wanneer jy herken word. Jy is nie die vader van iemand wat jou nie herken nie. En daarom sê die Vader, hy roep almal wat bemoeid en belas is. Almal wat dors het kan kom. Is daar uitgesoekte hoeveelheid? Nee, vriende. Wanneer laas het ons aangemeld? Wanneer laas het ons gaan kniel by die kruis? Wanneer laas het ons hande opgehef na die Vader en gesê, dankie dat u seun gestuur het, dankie dat u seun gepynig het, dankie dat u seun my sondes op hom geneem het. Dankie dat ek sondeloos vrygemaak van sonde agter u kan aanloop. Nie in wat u wil hê ek moet wees nie, maar in die voorbeeld wat u vir my gee, deur die instaatstelling van die Heilige Gees. Vriende, as u vandag hier sit en sê, dominee, hierdie goed is lekker, hierdie goed is so mooi, ek gaan dit vir iemand stuur, maar vir myself, ja, ek sukkel met hierdie goed.
As jy nie sukkel nie, dan jok jy vir jouself. As jy nie sukkel nie, dan jok jy vir jouself. Maar as jy dit nie reg kry nie, het jy 'n baie groter probleem. Jy sien, vriende, ons is nie in staat om dit reg te kry nie. Niemand moet hier sit vandag en my sê, ek doen dit nie. Jy moet vir my sê, jy begeer dit. En jy moet vir my sê, deur die instaatstelling van die Heilige Gees is ek in staat om God te volg, soos hy dit van my verlang. Dis net die Heilige Gees wat goed kan doen. Dis net die Heilige Gees wat kan maak dat jy God dien soos dit God behaag. As mens is jy nie in staat nie. Die Jode het vir ons 'n pragtige voorbeeld gewys. Nadat hulle hoeveel wonderwerke gesien het, vriende? Hoeveel pla, nou weet baie van die sê, Jesus, ons was 'n bietjie lank terug, maar was 10. 10 horrifiek, vreesaanjaende pla, met wonderwerke, van 'n see wat oopgekloof word, met wonderwerke van 'n woestyn wat ewe skielik water het, Mara, bitterwater, Elim, 70 palmbome, die rots. Na 40 dae het daardie volk 'n kalf aanbid. Wat was nodig? Die wet. Vriende, het hulle die wet gekry voor die kalf? Ja. Hoe? Uit God se mond uit, dat hulle gebewe het. Sonder die instaatstelling van die Heilige Gees is dit onmoontlik om God te behaag. Pinksterdag is die uitstorting, is die herdenking, vriende, en ons hier weet, u moet dit weet, u moet dit glo, u moet dit verstaan, dat God in staat is om sy Gees te stuur om u nou te vervul, dat jy nooit weer dieselfde sal wees nie. Nooit ooit weer dieselfde sal wees nie, wanneer God jou van jou sondes reinig. En hy daaraan nooit weer dink nie. Dis die God wat ons aanbid. Dis die God wat ons in staat stel. En vriende, maar ek weet, die Vader se hart is om u te roep, u opgewonde te maak, u in staat te stel om God in 'n groter mate te dien as nog ooit tevore met sy instaatstelling. En dis sy begeerte. Mag God ons in staat stel en mag die Here vir ons help dat ek daarom nie die ander 4 punte ook hanteer het nie, maar net 1. Dit was nie die ander 4 preke nie, dit was net 5 punte vanmôre, maar ons het net by 1 uitgekom. Vriende, ons gaan nou die nagmaalstafel benader. En ek wil vir u vra, as jy besef dat dit is wat Jesus aan die kruis gedoen het, wil u nie vanmôre in die hart dit vind om ander mense ook te vergewe nie. Wil u nie vanmôre in die hart dit vind, soos dit wat Christus aan die kruis vir ons gedoen het, dat u ook ander mag vergewe vir die manier waarop hulle u te nagekom het nie. Sodat God ons kan seën, sodat ons kan aanbeweeg op hierdie heilige pad van heiligmaking. Kom ons sit so vir 'n oomblik en sluit ons die oë. 3 maal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons vereer u. Ons dank, ons loof en ons prys u. Here, dat u in ons sondige toestand, ons sondige natuur aan die kruis gaan hang het. U self sonde gemaak het, u self laat besmet het. U wat heilig is, u wat God is, u wat koning is, u wat priester is. Dat u self ontledig het. Dat u self te nagekom het vir ons. Baie dankie.
Baie, baie dankie, Here, dat U ons vrygekoop het. Dat U ons sonde kom was het en ons kom maak het so wit so sneeu. Dankie, Here, dat U ons nie herinner aan wat ons was nie. Dankie dat U nie daaraan dink nie. Here Jesus, ek kom bid vandag en ek vra dat U die Gees van môre sal laat optree. Ek bid dat die Heilige Gees van God vaardig sal word in hierdie gemeente. Dat die Heilige Gees van God in hierdie gemeente mense sal vergewe. Die bloed van Christus op ons sal toepas, sodat wedergeboorte in ons harte mag plaasvind. Ek bid vandag vir pappas, wat as hoofde van hulle huise moet optree. Ek bid vir jong mans en seuns wat nog nie eers paas is nie, maar wat al reeds besef die rol, die verantwoordelikheid. En Here God, U het nie net hierdie skepping gemaak en ons oorgelaat aan onsself nie, U het hierdie skepping gemaak en vir ons oplossings gebring vir elke moontlike probleem. Elke moontlike uitdaging, elke moontlike versoeking het U weerstaan in die woestyn. Elke moontlike krisis het U oorbrug sodat U vir ons 'n volmaakte voorbeeld kon wees. En Here, U het ons nie net alleen die voorbeeld gegee nie, maar U het U Gees gegee om ons in staat te stel om U te volg. My gebed vandag is, Here, dat U ons in staat sal stel, man en vrou en kind, om vervul te word met U Gees, om oor te gaan tot dynamos, om oor te gaan tot krag in U Gees, om 'n voorbeeld vir hierdie verlore wêreld te wees. Kom stel ons in staat, Here, om mense te vergewe. Kom stel ons in staat, Here, om U voor te hou as ons verlosser, saligmaker en koning. Ons bid dit in Jesus se heilige naam. Amen.